Môre, môre, môre. Hoe gaan dit daar by julle? Is jy wakker? Is jy al besig met koffie? Bad jy? Trek jy aan? Is jy besig om jouself mooi te maak vir die dag? Hoe dit ook al sê, die nuwe dag het gekom. Die Here was vir ons genadig en sy goedertierendheid is vanmôre weer vars en nuut vir elke een van ons. Dit is so lekker, wonderlik om saam met julle 'n stukkie te deel en sommer net so 'n gedagte by julle te kom los vir hierdie nuwe dag wat die Here vir ons kom gee het. Ek wil graag vanmôre vir julle lees uit Joël 2 vers 18. Hoor net hoe mooi staan daar. Die Here het vir sy land opgekom. Hy het medelee betoon met sy volk. Dit is vir my so 'n kosbare vers. Die Here het vir sy land opgekom. Hy het medelee betoon met sy volk. Het jy nuwe vars drome gedroom gisterand? Het jy nuwe vars drome gedroom die laaste week? Nuwe vars drome gedroom vir jou land, vir jou mense, vir jou gesin? Ek weet daar is potholes op die N1 en ek weet die paaie hier om ons dorp is maar chaos en daar's baie moeilikheid in ons land. Ek weet daar's baie dinge waaroor ek en jy vanmôre baie bedroef kan wees. Maar ek wil vanmôre vir jou kom sê, kom breek uit die spiraal uit van negativisme. Droom nuwe drome los vir die Here. Gaan droom ver verby Pinksterdag. Droom tot in jou hart in vanmôre. Julle weet as jy Joël 2 gaan lees vers 18 tot 32, dan word daar gepraat van so 'n droom, waar die Heilige Gees, waar God self in sy nuwe tempel, in die gemeente van Jesus kom intrek. En nou wie is dan die tempel van die Gees? Wel, is eenvoudig, dis jy. Ek en jy is vanmôre skatryk. Weet julle, ons moan en ons groan oor afgeloopte tyres en windscreens wat krake in het en batterye wat nie in die winter wil herlaai of vat nie. Ek meen, jy moet die hele tyd net jumper cables hê sodat jy dit aan iemand anders se battery kan koppel, net sodat jou battery weer kan krag kry. Weet julle, ons kan soms so negatief onsself inpraat dat ons vergeet ons is eintlik 'n tempel van die Heilige Gees. In vers 32 van Joël 2 staan daar: elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Op Sionsberg en in Jerusalem sal daar uitkoms wees. So het die Here beloof. Die wat deur die Here geroep is by die wat gered is. Weet julle, Joël profeteer hoe die Here genade bewys aan mense wat positief reageer met berou en bekering. Jy is die een wat geroep word om te sê, ek aanvaar hierdie tugtiging en ek reageer positief deur die genade wat die Here aan my bewys. Ek word opgeroep, hier is ek bekeer my, ek gaan hierdie land weer herstel. Hier waar die sprinkane dinge verwoes het, gaan ek dit weer kom oorvloed gee. Hier waar gaan die parskype weer oorloop van olie en wyn. Hier gaan mense die Here Jesus ken en ons gaan 'n nasie wees wat vir die Here leef. Is dit nie 'n droom om te droom nie? Is dit nie eerder 'n begeervolle lewe wat vir jou gaan sin bring nie? Eerder as om oor al die ander goeders te worry. Eerder jou lewe te draai en te sê, die Here plaas my op hierdie plek en hier waar ek my voete neersit, loop ek as 'n disipel van die Here rond. Gaan wees die hoop in die wêreld, want ander mense gaan dit nie doen nie. Die wêreld gaan dit nie doen nie. Die Here vra dit van jou en hy vra dit van my. Kom ons maak die oë toe, dan bid ons saam. Here Jesus, kom werk 'n nuwe droom in my deur die werk van die Gees. Kom help my om verder te kyk as my eie stikkende horisonne. Help my om vreugdevol en end-uit te leef vir die eer van my hemelse Vader. Maak die wêreld deur my hande 'n beter plek. Gebruik my oë en gebruik my hart. Ek vra dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie julle. Hoop dat julle 'n mooi en 'n geseënde dag gaan hê. Ons praat, kan julle glo? Môre praat ons weer vir oulaas vir hierdie week. Totsiens.